Maar ons het so 'n mini-reeks binne in hierdie reeks van wysheid en ek maak hom vandag klaar oor 'n hoë waarde persoon. En God roep elkeen van sy kinders om 'n hoë waarde individu te wees, 'n hoë waarde persoon. Draai so 'n bietjie na jou buurman of buurvrou toe sê, "Hey buurman, buurvrou, ek is 'n hoë waarde persoon. So ek waarsku jou, jy moet my mooi hanteer, want oor 10 jaar van nou af mag ek dalk jou baas wees, of jou president, of jou burgemeester. So hanteer my met respek, want ek is 'n hoë waarde individu." Amen. En so ons het gekyk na verskeie waarde voorstelle en waarde proposisies wat die Spreuke 31 vrou het. En ons het ook geleer dat dit is nie net vir vrouens op vrouens van toepassing, dit is ook op ons as mans, as jong mense. So in die vorige 4 dele van hierdie mini-reeks het ons na verskeie van dit gekyk, hoe ons doelbewus karakter wil bou, vaardighede, wysheid, verhoudingskapasiteit en produktiwiteit in ons lewe. Ons het ook gesien dat hoëwaarde mense betroubaar is, dat hulle goed doen aan ander, dat hulle harde werketiek het, geleenthede raak sien en die meeste daarvan maak, hulle huishoudings goed bestuur, met wysheid praat en leef met geloof oor die toekoms. En so, die hoëwaarde persoon gaan meer oor net talentvol wees, dit gaan meer oor net ons voorkoms of sukses, dit gaan oor wat gebeur wanneer niemand kyk nie. Dit gaan oor wat gebeur by die huis wanneer die deure toe is. Wat gebeur binne my hart wanneer niemand weet wat die oordeenkings van my hart is en my gedagtes, my private gedagtes nie. En so in hierdie laaste deel van die hoë waarde persoon wil ons spesifiek na die finale 4 waarde proposisies kyk wat ons in ons lewe wil inbou. Kom ons kyk net vinnig weer na Spreuke 31 vers 10, ons sleutelteks van hierdie reeks. Wie sal 'n deegsame vrou vind, of wie sal 'n deegsame persoon vind, want sy of haar waarde is ver bo korale of edelgesteentes. En so, preek nog een keer vir jou buurman of buurvrou, sê buurman, buurvrou, word 'n hoë waarde persoon. En in vers 28 sê dit, haar kinders staan op en noem haar gelukkig of geseënd, sê van die vertalings. Haar man prys haar ook. Kyk gou hierso, die hoë waarde vrou se man prys haar kinders prys haar. En dit is baie belangrik, dat die hoë waarde persoon sy eie familie besing sy lof of haar lof. Hoekom is dit belangrik? Wat 'n hoë waarde persoon doen is, hulle prioritiseer private prys bo publieke prys. En ons leef in 'n wêreld, wat dikwels publieke prys hoër ag as private prys. Met ander woorde, ons leef in 'n wêreld waar dit algemeen is om 'n beeld na buite te hou daarvan, ons het hierdie perfekte lewe en alles is perfek en ons het hierdie sukses, maar dan agtertoe deure, dan is dit nie dieselfde nie. Ek het laas Sondag die voorreg gehad om op die nasionale TV van Swaziland te preek. Het was op soos ons SABC 1 of 2 uitgesaai nasionaal. Die hele Swaziland het gekyk hoe preek ek. Maar weet jy wat, dis vir my min werd as die hele Swaziland na my kyk hoe ek preek, maar my eie vrou en my kinders kan nie luister na wat ek sê nie, omdat ek 'n dubbele lewe leef. Omdat dit wat ek op 'n Sondag preek en dit wat ek op 'n Maandag leef nie ooreenstem nie. En so wonderlik as hy daai invloed kan hê, wonderlik as mense se lewens kan beïnvloed. Maar wat baie belangriker is dat my eie vrou en kinders sê, ons wil graag na pappa luister, want ons weet pappa leef by die huis, dit wat jy op 'n Sondag preek. En so ons leef in 'n wêreld wat hierdie ding voed, wat hierdie valse buitewêreld voed. As ons kyk na sosiale media en Facebook en Twitter en TikTok, kan ek meeste mense sal goeders post en goeders op sosiale media plaas van die lewe wat hulle leef, maar dis nie die regte lewe wat hulle eintlik leef nie. Dis nie die regte, dis 'n fake lewe, dis net die highlights of dis dalk nie eers waar van hulle nie. En ons het die vermoë om 'n lewe te projekteer van wat ons leef, maar dis nie in realiteit waar nie.
En so daarom moet ons onsself herinner en mekaar daaraan herinner dat God meer belangstel in ons private lewe, sal my vrou en my kinders my lof besing. Sal hulle kan sê, ons glo in wat jy sê, want jy leef dit by die huis. Want hoë waarde persone sê, charity begins at home. Nou ek wil gou net weer vir jou daai sketse wys, die 3 sirkels, as jy dit op die skerm kan sit. Ons het 3 wêrelde, my eerste wêreld, my innerlike wêreld, my tweede wêreld en my derde wêreld. Nou dis nou nie soos Afrika wat 'n derde wêreld land is of so nie. Wat dit behels is my eerste wêreld is my en God. Dis my private gedagtes, my emosies, wat ek dink, wat ek voel, wat ek begeer, en net God kom in daardie eerste wêreld in. Dis net ek en God wat weet wat daar aangaan. Dis my persoonlike wêreld. En dan my tweede wêreld is my vrou en my kinders, my huisgesin en dalk my binnekring. Die mense wat ek uitnooi of toelaat om in my binnekring in te kom. En dan my derde wêreld is my werk en my kerk en my besigheid en my sosiale sirkel waar ek sport beoefen, waar ek gaan speel. Dit is wat ander mense sien, sosiale media, my lewe wat ek daar projekteer. En as jy ons na die volgende skyfie kan vat, asseblief na die volgende slide toe. Wat gebeur is wanneer ek 'n groter derde wêreld projekteer, wanneer ek my lewe as groter projekteer in my derde wêreld, as wat my innerlike wêreld, my binnewêreld myself toelaat, dan wat dit doen is sien daardie pile wat so na die tweede wêreld toe wys. Dan plaas dit druk op my tweede wêreld om daardie valse image op te hou. En dis hoekom ons ongelukkig sien dat dikwels selfs pastore, baie pastore, en hoe groter hulle bedienings is, hulle het die massiewe bedienings en dan eventueel val hulle huwelik in mekaar of hulle gesin val uit mekaar of die kinders is op dwelms of wat ook al. Wat gebeur daar is ons moet 'n beeld uithou na buite dat ons hierdie perfekte mense is. Maar binne-in het ons nie die karakter en die verhoudinge om dit op te hou nie. En dan plaas dit druk op ons gesin om daai front voor te hou en eventueel dan konk dit in. En daarom wil ek jou uitnooi om bid vir pastore, bid vir leiers, bid vir kerkleiers, bid vir hulle gesinne, bid vir hulle huwelike. Maar bid ook dat ons net genuine sal wees, dat ons net sal authentic wees, dat ons sal eg wees, dat ons nie sal hoef voor te gee nie, maar dat ons van die binnekant af buitentoe kan leef. Dis God se hart is dat ons van ons eerste wêreld buitentoe sal leef. So 'n hoë waarde persoon word geprys deur sy eggenoot of haar eggenoot en haar kinders. Maar meer is dit, 'n hoë waarde persoon leef vir die applous van een, en dis vir God. 'n Hoë waarde persoon leef vir God se applous, nie vir die mense se applous nie vir wat mense dink nie. Here, is U gelukkig met wat ek gedoen het? So 2-3 dae voordat ons Swaziland toe ry, sê ek, Here, wat, en hulle het ons bespreek om Relentless te gaan aanbied en klomp goed te gaan doen daar. En ek sê, Here, maar wat is U hart? Vader, wat is U hart vir Swaziland, vir ons trip? En die Here sê, gaan dien net my mense daar. Gaan hê net hierdie mense lief en gaan dien hulle, is al. En ons het letterlik net gegaan om hulle te dien. En so of ons nou op nasionale TV was of nie, is nie eintlik vir my so belangrik nie, maar Vader, is U bly oor wat ons gaan doen en het ons U reg verteenwoordig. Applaus vir. En ek onthou ek was 'n jong, ek was nog 17 jaar oud en ek het begin gitaar speel en worship lei en die eerste keer wat ek worship lei in die kerk kom na 'n ou oomie so rinkop na my toe na die tyd en hy sê, "Jesus seun, jy het baie mooi gesing en jy het baie mooi die worship gelei." En ek dink toe nou ek gaan baie geestelik wees en ek sê vir hom, "Oom, dit was nie ek nie, dit was die Here." En hy sê vir my, Nee seun. Dit was nie so goed gewees nie. Dit was nie so goed gewees nie. Was goed, maar ja, nee, so goed, ja, okay. Ek sê dit my laat dink, so jong seun. En ek besef, ek kan nie doen wat ek doen vir die lof en die prys van mense nie. Ek moet dit doen vir die plesier van my Vader.
Want baie keer gaan mense bly wees met dit wat jy doen en baie keer gaan mense nie hou van wat jy doen nie. Jy sing te veel Engels of jy sing te veel Afrikaans of jy sing te veel harde musiek of jy sing te veel stadige musiek. Maar dit het ek geleer as ek klaar aanbidding gaan lei, dan sit ek daar agter in die agterste ry en dan sê ek Vader, hoe was dit vir U? Want alles wat ons doen is eintlik vir Hom. En so hoë waarde persone leer om te leef eerstens vir die applous van die hemel. Eerstens vir die applous van een. En tweedens, as die mense in my tweede wêreld, my vrou en my kinders, die mense wat my regtig ken. Weet party dae dan, as ek nou so hard gewerk het en ek het baie bedien, dan sal hulle kom en ek sal preek en van die sal vir my sê, dit was 'n goeie preek, dankie Jan. En as my vrou so terugry, dan sal sy sê, jy's bietjie moeg. Dan sê ek, ja, hoekom sê jy dit? Dan sê sy, wat is die woord wat jy gebruik? Jy het so 'n bietjie klinies bedien vandag. Daar was nie hart in nie. En so weet jy, die mense wat die naaste aan ons is, ken ons die beste. En ons moet hulle toelaat om in ons lewens in te spreek. Want hulle hou ons eerlik. Onthou julle daai, wat was daai advertensie? Was 'n ongelukkige bieradvertensie waar die ou so gesê het, keep it real. Wie was dit? Een of ander Heineken of een of ander ding op TV? Keep it real. En ons moet dit eg hou en hoë waarde persone hou dit eg want hulle leef eerstens vir die applous van die hemel, maar ook vir die mense in hulle tweede wêreld, die mense in hulle huis en hulle binnekring. Okay, die volgende skrif is vers 30. Bedrieglik is die byvalligheid en nietig is die skoonheid. 'n Vrou wat die Here vrees, sy moet geprys word. En so belangrik dat 'n uitstaande persoon se nommer 1 kenmerk is dat ons die vrees van die Here dra. Nou vandag is daar amper 'n kultuur in ons midde van ons wil jonk wees. Jonk wees het amper soos 'n afgod geword in ons midde. Ons wil jonk wees en ons wil jonk lyk. En onthou daai Alphaville song, Forever Young, I want to be forever young. Do you really want to live forever, forever and ever? Dan gaan die liedjie net forever and ever aan, okay. Maar dis die kultuur wat ons het, ons wil jonk wees en ons wil mooi wees en ons wil so graag mooi wees dat ons jelly inspuit in ons gesigte en lippe doen en oë doen en ek wil niemand veroordeel vanoggend nie, maar hoor gou, wat sê hy hierso? Hy sê nietig is die skoonheid, bedrieglik is die byvalligheid, maar 'n vrou wat die Here vrees, sy moet geprys word. En so, jy weet, mense raak verslaaf aan wat is hierdie goed? Botox en plastic surgery. En dan ewe skielik, al lyk ons almal soos Michael Jackson. En ek weet dis niemand hier wat maar ons kon sê dit vir die ander mense daar buite, okay. En is goed, ons moet mooi na onsself kyk en ons moet presentable wees. Dis goed, ons is liggaam is 'n tempel van die Heilige Gees. Ek het dit en hierdie tempel moet sy teenwoordigheid dra. So kom ons kyk mooi na ons liggaam. Kom ons wees die beste weergawe van onsself. Maar skoonheid is bedrieglik, sê hy. Dis nietig. Wat regtig belangrik is dat ons die Here vrees, dat ons God eerste stel. Wat regtig belangrik is dat ons sê, Here, is U gelukkig met my? Kom terug na die vorige punt toe. Here, is U tevrede met my? Nou ja, ek het 'n Van Reenen neus. Ek weet dit. Hy is bietjie krom en hy's bietjie groot en die probleem met die Van Reenen ore en neus is hulle word al hoe groter, soos wat jy ouer word. En my kinders, so hulle sê altyd, Jesus pappa, ons bid net dat ons nie 'n Van Reenen neus het, dat ons 'n Wilken neus het, okay? Maar weet jy wat, die Here het my gemaak met 'n Van Reenen neus, so wat nou? Ek moet nou maar tevrede wees met 'n Van Reenen neus, is okay. Here, is U gemaklik en is U tevrede met my? En ek sê nou nie as jy jou neus gebreek het in 'n rugby besering en hy lyk soos Kwagga Smithson, jy kan hom nie gaan laat regmaak nie. Dis oorgemooi, ek wil nie iemand veroordeel nie. Maar weet jy, ons moet leer om onsself lief te hê. Ons moet leer om te sê, as God my aanvaar soos wat ek is, dan kan ek myself ook aanvaar. Ek wil die beste weergawe wees vir myself.
Maar skoonheid is nietig. Dis die vrees van die Here wat maak dat ons pryswaardig is. Nie hoe mooi ons kan lyk en hoeveel plastiek ons binne in ons kan dra nie. Is dit alright? Dankie Eddie vir daardie spontane uitbarsting van entoesiasme. Spreuke 31 vers 31, gee haar die vrug van haar hande en laat haar werke haar prys in die poorte. So nie net prys haar kinders aan nie net word sy geprys omdat sy die Here eerste stel in haar lewe en die vrees van die Here het nie, maar die werk van haar hande prys haar in die poorte, die vrug van haar hande. Daar is vrugbaarheid op wat sy doen en die harde werk wat sy insit. Dis wat ons ultimately prys. Nie hierdie uiterlike valse skoonheid nie, maar ons doen actually iets produktiwiteit. Geniet die vrug van produktiwiteit is die 21ste waardeproposisie. Sy produseer iets van soveel waarde dat haar werke haar prys in die poorte. Mense praat van dit wat sy eintlik doen. Haar reputasie is gebou nie net op voorkoms en charme of haar bemarkingsstrategie nie, maar dis op resultate. En God het jou en my geroep om resultate te bring, om waarde te bring. Ons grootste gebed was toe ons nou Swaziland toe gaan is, Here, kan ons waarde toevoeg? Kan ons hierdie gemeente, want ons gaan die leierskap, kan ons die mense waarby ons bly, kan ons waarde toevoeg? Kan ons hulle help om na 'n beter plek toe te gaan? Kan ons hulle na die volgende vlak toe help? Anders te help dit nie, ons gaan ergens heen nie. Wat se waarde kan ons toevoeg? As jy môre kantoor toe gaan, moenie net agter jou lesenaar sit of agter jou rekenaar sit en tyd omspeel maar wat se waarde kan jy toevoeg? As jy 'n onderwyseres of 'n onderwyser is, wat se waarde? Moenie net deur die leerplan gaan en okay, ek het my werk gedoen, tik die boksie nie. Nee, wat se waarde kan ek toevoeg? As jy met kliënte werk en hy stap in jou kantoor in of hy stap in die bank in of waar ook al jy werk, Here, wat se waarde kan ek toevoeg tot hierdie persoon? Ashley, as daar een van die onderwysers in jou kantoor instap en hulle het 'n probleem of een van die kinders, ons wil die probleem oplos, maar wat kan ek sê om waarde toe te voeg tot hierdie persoon se lewe? Want wanneer ons begin waarde toevoeg tot ander mense, dan sal ons geprys word in die stadspoorte. Amen. Waarde toevoeg. Geniet die vrug van jou produktiwiteit. Hoë waarde persone skep waarde waar ook al hulle gaan. En dan laastens in vers 29 en ons sluit af met dit. Baie dogters het hulle voortreffelik gedra, maar jy oortref hulle almal. Baie dogters het hulle oortreffelik verdra, maar jy oortref hulle almal. In Engels sê dit, you exceed all of them. Jy staan uit bo almal. En so, wat ek hieruit haal is, dat God nooi ons uit om te groei, totdat jy uitstaan. God nooi ons uit om te groei en onsself te verbeter en beter te raak in verskeie areas van ons lewe totdat ons uitstaan. Nou uitstaan beteken nie dat ek beter is noodwendig as al die ander mense nie. Ek weet in hierdie skrif sê hy staan uit bo al die ander mense. Maar dis nie regtig, die bottom line is nie dat ek wil in kompetisie wees met ander mense nie. Maar weet jy wat, ek wil die beste weergawe van myself word. En ek glo God wil hê jy en ek moet die beste weergawes van onsself word. Dis wat hy in sy hart het vir ons. Nou onder Salomo was daar duisende vroue. En dis die een rede hoekom ek baie keer om bevraagteken, hoe kan hy die wysste man wees wat nog ooit geleef het? Want ek weet nie hoe kan 'n wyse man 1000 vrouens hê nie. Okay. Hy het homself daar 'n bietjie weerspreek. Maar miskien het hy die wysheid gekry omdat hy met 1000 vrouens getroud was. Ek weet nie. Okay, kom ons los dit daar. En die meeste van hierdie vrouens, onthou net van hierdie 1000 vrouens wat hy gehad het, baie van hulle, meeste van hulle het uit adelike families gekom, uit koninklike families, so hulle was goed geleerd gewees, hulle was in die kunste goed ontwikkel, dit was besonderse mense gewees, en tog sê hy dat hierdie deegsame vrou staan uit bo almal van hulle. Sy het uitgestaan, die Hebreëse woord vir uitstaan, beteken om 'n bergpiek uit te klim, om bo op die bergpiek te kom. Nou, by hierdie jeugkamp waar ons was, op Moelmanshoek, as jy ooit die geleentheid het om Moelmanshoek toe te gaan, hulle het staproetes daar vir die stappers, en jy kan 'n bergmarathon gaan hardloop vir die hardlopers, en hulle het perdritte vir die wat in perdryen is, en jy kan gaan kamp ook daar as jy wil, en baie mooi lodge, maar hulle die witte berge daar in Bethlehem se wêreld, dis mos hierdie sandsteen berge, en dan het hierdie spesifieke plaas bo
bo op hierdie Sandsteenberg het hy 3 vulkaniese piramides wat uitgebars het. Die vulkane het uitgeskiet en toe vorm hy 3 piramides. So jy klim die Sandsteenberg en vir ons wat onfiks is, as jy bo op die Sandsteenberg kom, dan voel jy jy's half dood. En dan is hierdie piramide wat se helling wat jy moet klim verskriklik is. Jy elke tree wat jy gee voel soos 'n lunge wat jy doen. Ek onthou toe ek daai bo op daai piramide kom, saam met die seun so 2 maande terug toe ons dit klim, toe val ek daar neer, toe is ek sommer nare van die moegheid. Maar as jy daar bo is, toe ons daar bo kom, toe is dit windstil en ons sit seker vir 'n 40 minute daar op daai piek en jy kan sien vir kilometers, jy kan tot in Lesotho sien. Jy kan actually sien waar Jan van Riebeeck nog aankom met die see, so ver is dit. Okay, so ver in die geskiedenis terug kan jy sien, beautiful. En ons sit daar vir 'n 40 minute. En dis wat hierdie woord beteken. Dit beteken om 'n bergpiek uit te klim en om by daai piek te kom sodat jy kan uitstaan. Nou dis nie soos my vriend nie. Hy sê nou die dag vir my, ons praat nou van uitstaan. Hy sê yes, hy wil nou nie, ekskuus vir die woord. Hy sê ek wil nie 'n brekgat wees nie. Maar die bank het my gebel en vir my gesê ek is uitstaande. Dis nie daai uitstaande nie, okay. Nee, Vian. Dis nie daai uitstaande nie. Maar die Here roep ons om uit te staan. En daar is 'n bergpiek wat die Here vir jou het om uit te klim. En jy is nie in kompetisie met die een aan die linkerkant of die regterkant van jou nie, want ons sê altyd don't try to be somebody else. Be yourself because everybody else is already taken. Wees jouself, almal anders is al reeds opgeneem, okay? Maar wees die beste weergawe van jouself. Waardeer jouself, waardeer wie God jou gemaak het, aanvaar wie God jou gemaak het. Ek weet nie of ek dit al gedeel het nie, maar ek was nie altyd so ingenome met my naam nie. Jan is 'n baie algemene naam en Jan van der Merwe en Koos van der Merwe, jy weet, dis altyd die grappie en elke tweede tuinjong se naam was ook Jan en Piet en Koos gewees en so. Ek wou my naam verander toe ek 'n tiener was. Dit was nie 'n cool naam nie. Ek weet of u ook so gevoel het. En my tweede naam is nog Christoffel ook. So as hulle my naam uitlees by die skool of prys uitdeling Jan Christoffel, dan begin almal in die skool so giggel. En toe ek tot bekering kom en ek leer die Here ken en eendag sê iemand vir my, maar weet jy wat jou naam beteken? Ek sê nee. Hulle sê kom ons kyk bietjie en ons soek dit bietjie op en toe kom ons agter Jan beteken geskenk van God. En Christoffel beteken draer van Christus. En as jy die twee bymekaar sit, dan beteken dit 'n geskenk van God wat Christus dra, waar ook al hy gaan. En toe besef ek maar, hierdie naam waarvan ek nie gehou het nie, hierdie naam wat my embarrass het, is eintlik deel van God se purpose en sy destiny oor my lewe. En toe begin ek van my naam hou en ek sê dankie Here vir daai kosbare naam. Dankie dat ek die voorreg het om Christus te dra as 'n geskenk vir mense. Om waar ook al ek gaan, Christus bekend te maak. Vir mense meer van Jesus te gee. En ek mag dalk nie die perfekte neus en my ore mag dalk groter raak as ek ouer raak. Maar Here, ek aanvaar my net soos U my gemaak het, want U is lief vir my. U celebrate my. En as ek U applaus hoor, en ek het die applaus van my eie mense nou, ek moet vir jou sê, my familie is nie altyd ingenome met my nie. Partykeer irriteer ek hulle ook. Dis nie dat ons perfek is nie. Maar as 'n reël is ek alright. Is dit so? Dankie my vrou. Ek het al betaal om dit te sê. Maar die mees belangrikste ding is, Here, is U gelukkig met my? En God sê vandag, ek is gelukkig met jou. Jy is my seun, jy is my dogter, en ek het 'n welbehaag in jou. Kom ons leef vir sy applaus. Kom ons leef vir sy plesier. En ons leef van binne af buitentoe. As ons dan 'n groot invloed buite daar het, wonderlik, prys die Here. Maar ons leef nie vir dit nie. Ons leef vir die applaus van een. Ons leef in die vrees van die Here. Skoonheid is nietig, dit gaan vergaan. Ek sê altyd vir jong mense, ja, is great as jy 'n mooi meisie kan trou. Maar om 'n meisie te trou net omdat sy mooi is om soos 'n huis te koop, net omdat jy hou van die kleur van die huis se verf. Dit gaan vergaan.
En by the way, behalwe as jy nou plastic surgery het, niemand raak mooier nie, ons raak net ouer. En so moenie net trou vir skoonheid nie, moenie net trou vir wat jy sien nie, trou vir die karakter binne, want die karakter binne bly. Die karakter binne gaan maak of die huis 'n kraak het of hy stabiel is. Maar vriende, die Here nooi ons vandag uit om te sê, my seuns, my dogters, sal julle leef vir die applous van een. Leef vir my applous en leef vir jou gesin, en as dit daar buite 'n groot verskil maak, dis die results is sy verantwoordelikheid. Maar ons verantwoordelikheid is om God te behaag, om vir hom te leef en om ons gesinne te dien en dan beskikbaar te wees.